net in my, en dis alles wat ek wil hê, net die, en nou, ek was nog altyd stadig om te sê wat ek voel, maar nie nou meer nie, ek gee jou my alles en meer, ek gee jou my alles en meer, so ek strooi my woorde na hoog, oor die hemel en oor, dat jy my sal hoor, ek was nog altyd verlore, maar nou, hier by jou, jy voet in my, en weergale, op die ritme van 'n wintersnacht, in vuur en reën, ek van nog altyd buite, vind wat ek my wag, maar nie nou nie sonder jou nie, ek gee jou my alles en meer, ek gee jou my alles en meer, so ek strooi my woorde na hoog, oor die hemel en oor, jy my sal hoor, ek was nog altyd verlore, maar nou, hier by jou, so ek strooi my woorde na hoog, oor die hemel en oor, jy my sal hoor, ek was nog altyd verlore, maar nou, hier by jou, ek gee jou my alles en meer, ek gee jou my alles en meer. Goeienaand en baie welkom hier by Kompas Gemeente en 'n baie spesiale aanddiens. Hierdie is een van daai aanddienste wat ons aan die begin van die jaar, wanneer ons dink aan ons jaar en alles wat voor lê, is hierdie 'n datum wat al relatief vroeg gepen is en een wat ons na uitsien, en is so groot voorreg vanaand om elke liewe een van julle te verwelkom by 2025 se Katkesante voorstelling. So natuurlik heel eerste katte hier aan my linkerkant, baie welkom aan elkeen van julle, en sommer nog voordat ons daarby uitkom alreeds net well done vir die ongelooflike reis wat julle die jaar gestap het, en hierdie groot hoogtepunt wat ons vanaand saam met elkeen van julle kan deel, en dan natuurlik welkom aan elke liewe een van julle, ouers, vriende, familie, oupas, oumas, ooms en tannies en almal wat hier is om hierdie lot Katkesante te ondersteun en saam met hulle te deel eintlik in die vreugde en die opgewondenheid van so ongelooflike groot stap waar hulle vanaand belydenis van geloof aflê en so eintlik op 'n ander wyse net deel vorm van 'n gemeenskap van gelowiges. Nou, dis my nogal opvallend, die lied wat ons sopas gehoor het, wat Janko in die span vir ons gedeel het, Huis, 'n lied van Spoegwolf, dat elkeen van ons in die lewe, ons is op soek na 'n tuiste, 'n plek waar ons kan wees, 'n plek waar ons nie net kan voel, maar hier is 'n lekker plek om te bly, of dit is 'n huis nie, maar ek voel regtig tuis hierso. En natuurlik, terwyl ons almal so in ons tyd op aarde is dit dat jy in die lewe deur seisoene gaan, en ek dink dis baie raar, amper hoogs onwaarskynlik, dat jy in jou hele lewe lank in net een plek gaan bly, of net een plek huis gaan noem, spesifiek as ons dink aan vanaand se Katkesante, hulle betree nou binnekort 'n seisoen in hulle lewe, wat hulle waarskynlik 'n skuif gaan maak, of hulle hier gaan studeer, of daar gaan werk, en so gaan 'n mens eintlik maar net deur die seisoene, wat 'n mens se fisiese tuiste skuif, maar iets wat ons ook natuurlik glo, en wat ons vanaand eintlik vier, is soveel as wat ons fisiese tuiste op aarde kan skuif, is daar ook so iets soos 'n hemelhuis of 'n ewige tuiste wat ons huis kan noem, en dis eintlik daai stap wat ons vanaand vir elkeen van hierdie Katkesante vier, dat hulle kan bely en erken, maar dis wat ons gevind het en dis waaroor ons opgewonde is. So vanaand
is 'n groot aand, dit is 'n spesiale aand. Ons is opgewonde oor vanaand, maar natuurlik omdat ons opgewonde is daaroor, wil ek sommer nou al reeds vir elkeen van julle net noem, wees asseblief baie geduldig en eintlik opgewonde daaroor as vanaand se diens so rapsie langer is as 'n normale diens. Daar's soveel om te vier en wat ons kan vasvang vanaand, maar ons wil nie een enkel oomblik daarvan mis nie. En ons is dankbaar, so opgewonde dat julle saam met ons hier is vir hierdie groot en spesiale aand. Maar voordat ons voortgaan met vanaand se diens, kom ons begin ook net so die verrigtinge saam. Kom ons sluit ons so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie ongelooflike voorreg dat ons vanaand hier bymekaar kan wees om eintlik net te getuig van die goedheid en van die liefde en van die nabyheid, Here, en spesifiek van die nabyheid, Here, wat U beleef het of wat U uitgetoon het of blootgestel het aan elkeen van hierdie katkasante wat so vanaand kan getuig van die pad wat hulle hierdie jaar saam met mekaar, maar ook saam met U gestap het. En Here, dankie dat ons nie hoef te wonder hieroor nie. Vanaand is 'n aand wat vir U saak maak en wat vir U belangrik is en ons weet U kies om ook vanaand teenwoordig te wees hier saam met elkeen van ons. So mag vanaand 'n geseënde aand wees, mag dit 'n groot en 'n suksesvolle en net 'n ongelooflike aand wees wat ons vir ewig en altyd onthou en mag dit ook 'n aand wees wat U eer en U verheerlik op grond van dit wat ons graag wil bereik. Ons dankie vir dit, Here, in Jesus naam alleen. Amen en amen. Nou ons gaan oorgaan in 'n tyd van lofprysing en aanbidding waar ons die Here so saam gaan loof en prys en ek wil elkeen van julle nooi, julle is welkom om sommer saam met ons op te staan en kom ons gebruik hierdie geleentheid en loof en prys die Here saam. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my doom till I met. Was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my doom till I met. You called my name, my hands, praise you again and again, so that I have Jesus. Don't you get shy on me, lift up your songs, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your songs, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those songs. Get up and praise the Lord. Oh, yeah.
again. 'Cause all that I have is this hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a Lord singing hallelujah. Jesus, ons bring onsself vir U vanaand, Here, en ons eer U vir die goeie God wat U is. Here, ek bid vir elke tienerhart wat hier vanaand staan, vir elke gevoel wat in hulle harte aangaan, Jesus. Heilige Gees, dat U die belangrikste gevoel vir hulle sal wees vanaand. Dat U die hoofgedagte vir hulle sal wees, Here. Hulle kom lê hulle self vanaand voor aan U vanaand. En ons eer hulle vir dit vanaand, Jesus. Ons eer God vir groot en wonderlike God wat Hy is. Dankie, Jesus. Amen. Julle kan julle sitplekke neem en na die skerms kyk. Dankie. Goeienaand so vir my kant af en baie welkom aan elke liewe een van julle. Ek dink ek moet net iets hier doen. Vra hom verskoning. Miskien het ek moet nie dit doen nie. Miskien moet ek het. Dankie JP. Ek sal dit nooit vergeet nie. Baie dankie. So vir my kant af baie welkom so by ons aanddienste. So ongelooflik lekker dat julle hier so is, maar vanaand is nie enige aanddiens nie. Dit is 'n baie besonderse en 'n baie spesiale aanddiens spesifiek rondom al die katte wat hier so sit. En ons is so ongelooflik dankbaar saam met julle en ook baie trots op julle oor hierdie pad wat jy geloop het. Nou vir die van ook miskien nie weet nie, is hulle basies die laaste jaar van die begin van die jaar af het hulle op 'n reis begin, 'n reis hulle gevat het op geestelike groei. Die fokus daarvan is nie om net 'n boks te tik nie, die fokus vir die proses wat hulle deurgegaan het is om nader aan Jesus te groei en meer van hom te leer ken en nader te beweeg net aan hom, om uit te kom by 'n plek waarvoor God eintlik elkeen van julle voorgeroep het binne julle lewe. En ons gaan vanaand so 'n klein bietjie net dood eenvoudig inlê op dit. Baie keer in die lewe gebeur dit so dat mens kom op 'n plek en hierdie gaan baie julle ervaring wees. Jy kom op 'n plek en dan voel jy kort nog iets of daar moet nog iets gebeur en jy voel daar staak miskien ietsie wat nog 'n trappie of nog 'n tree wat jy moet gee. En vanaand miskien sit jy daar hier en jy wonder hoorie maar is dit nou dit? Is hierdie nou die einde van hierdie seisoen van my lewe of wat presies is volgende? En van julle is in graad 11 en van julle is graad 12 en daar's ander emosies en ander gedagtes ook wat deurgaan. Maar kom ons begin dalk miskien net met hierdie een basiese vraag. Wat is dit wat jy voel jy kort in jou lewe? Wat is dit wat jy ook voel jy kort in jou lewe? Vir elkeen van ons lyk dit so 'n klein bietjie anders. Katte, jy voel dalk miskien jy kort die iPhone 17 wat uitkom binnekort. Ouers, jy voel dalk miskien jy kort nog meer geld om die iPhone 17 vir jou tiener wat daarvoor vra te koop. Of jy voel dalk miskien net jy kort 'n ander tiener. Of jy voel dalk miskien ek kort 'n kar. Of ek kort net dalk miskien net min of meer 'n idee wat ek wil gaan doen met die res van my lewe. Ouers, julle voel dalk miskien my kind kort net rigting. Dis my kind kort. Elkeen van ons voel ons kort iets in jou eie lewe.
As ouer, wat is dit dat jy voel ook miskien jy kort in jou lewe en jy kan daai prentjie gaan invul net soos jy hom graag wil invul. Maar wat is dit wat jy dink jy kort, dalk dit is wat jou weghou van wat jy regtig kort in jou lewe. Ons gaan altyd in ons lewens voel, ons kort iewers iets. Of ons het iets nodig, of ons het 'n tekort aan iets in ons lewens. Daar gaan altyd hierdie ding wees wat ons jaag. En 'n ambisie is nie 'n slegte ding nie. Om gedryf te wees is nie 'n slegte ding nie, maar baie keer dan skuif ons fokus so sterk op dit wat ons voel ons kort of ons nodig het. En ons verloor dalk ons fokus of selfs dit trek ons weg van dit wat ons regtig kort, die heel belangrikste ding wat ons kort binne ons lewens. Nou op 'n sekere stadium binne Jesus se lewe het hy 'n baie spesifieke gebed gedoen, 'n gebed gedoen wat eintlik bedoel is vir ons almal wat hier so sit. 'n Gebed gedoen wat vir elke liewe gelowige en elke persoon wat nader hom wil groei betekenis en bedoel is en hierdie woorde is eintlik direk so oor jou lewe ook gebid. En ons lees dit binne Matteus 11. Jesus sê die volgende: Baie dankie Vader, hier is sy gebed. Baie dankie Vader, U wat oor die hemel en die aarde heers, dat U boodskap so duidelik en eenvoudig is. Dat U boodskap so duidelik en eenvoudig is. 'n Mens hoef nie jare op skoolbanke te sit of spesiale kursusse te loop nie. Hoekom het niemand dit vir julle gegee en vir julle gesê vroeër in julle lewe nie? 'n Mens hoef nie op skoolbanke te sit nie en spesiale kursusse te doen nie. Imagine dit. Ek het dit vir my ouers gesê vandat ek dink min of meer in graad 7 was. Dat ek het nie skool nodig nie. Dis fyn, kom ons los net hierdie. En miskien voel jy al so, ek is so oor skool en ek kan dit nie meer aangaan nie, maar dis nie wat hierdie vers bedoel nie. Mense het nie jare lank op skoolbanke te sit of spesiale kursusse nodig om te loop, op kursusse te loop om dit te verstaan nie, om die boodskap wat God vir my en vir jou wil gee, te verstaan nie. En hierdie is 'n dankgebed wat Jesus bid. Hy gaan aan en sê, dankie Vader, dat U besluit het om so duidelik en eenvoudig met ons te praat. Soveel keer in ons lewens maak ons dit soveel meer ingewikkeld eintlik oor hoe God met ons wil kommunikeer en met ons wil praat. En Katte, ek hoop in hierdie jaar wat verby is, het jy geleer dat God duidelik en eenvoudig met jou wil praat. Jy het nie spesiaals nodig nie, jy het nie 'n spesiale telefoon nodig nie, jy het nie 'n spesiale prestasie nodig of 'n spesiale kursus eers nodig nie. Al wat jy nodig het is om net jouself in 'n plek te kry waar jy toelaat dat God met jou kan praat. Nou as ons aan hierdie dink en as ons dink aan wat God vir ons wil sê, dan is daar baie verskillende dinge wat God ook miskien met ons wil deel, met jou wil deel en met jou wil deel in jou eie lewe. Nou, wat is hierdie dinge wat God met ons wil deel? Wat is die duidelike en eenvoudige dinge wat Jesus vir my en vir jou wil leer of met my en jou wil deel? En ek glo met alles in my, wanneer mense na die skrif kyk, is daar 3 dinge hoofsaaklik wat oor en oor herhaaldelik in die skrif uitkom, in die lewe van Jesus uitkom, wat hy wil bekend maak aan ons. En as ek van my kant af en julle reis net inspraak kan maak, is daar hierdie 3 dinge wat ek graag wil hê dat jy moet onthou. Mens lees in Deuteronomium, hy sê, maar skerp hierdie dinge in by jou kinders. As hulle sit, as hulle staan, as hulle loop, as hulle gaan lê, as hulle slaap, as hulle wakker word, leer hierdie dinge vir hulle. En daar's 3 dinge wat in Jesus se lering konstant uitstaan. En vir die einde van julle katekisasieseisoen is hierdie 3 dinge wat ek wil uitlig. En ek wil hê julle moet mooi inlê, en jy kan ook inlê op hierdie 3 goeters, wat ek dink die belangrikste element is, wat Jesus vir ons leer, om 'n lewe regtig goed te doen, dinge wat hy so duidelik en so eenvoudig vir ons stel. En dit gaan ook miskien vir jou weird klink, maar onthou hierdie, skryf dit neer, sit dit iewers, waar jy kan sien. So wat die duidelike en eenvoudige ding is wat Jesus vir ons wil leer, nommer 1, die eerste ding wat Jesus vir ons wil leer, hy wil vir ons leer om te gee. Hy wil vir ons leer om te gee. Dit is beter om te gee as om te ontvang.
As jy in jou lewe hierdie les kan leer, dat God vra van jou, Jesus vra van jou, Jesus leer jou om 'n lewe te leef wat uitgegiet word, 'n lewe te leef wat gee, kan dit soveel dinge in jou lewe skuif en in jou lewe verander. Jesus sê op 'n stadium in Lukas 18 sê die volgende, hy sê, daarop antwoord Jesus, so net so 'n klein bietjie agtergrond rondom hierdie, daar was hierdie ryk jong man gewees, hierdie jong man wat beskou word as ryk. Dit beteken nie noodwendig hy het baie geld gehad nie. Dit beteken meer in hierdie konteks van die storie, dat hy ook miskien wel baie besittings of goederes gehad, maar baie is altyd relatief. Wat is baie en hoeveel is 2 baie, is 10 baie, is 100 baie? In die konteks van die storie het hierdie ryk jong man baie gehad, hy het 'n klomp goederes gehad. Maar die storie gaan eintlik oor iets baie dieper as wat hierdie ou gehad het. En hy vra vir Jesus, Here, wat moet ek doen? Wat is daai duidelike, eenvoudige dinge wat U vir my wil sê, wat ek moet doen om nader aan U te beweeg, of nader aan U te groei? En daarop antwoord Jesus hom, so ek wil hê jy moet die wette hou, die gebooie hou, en Jesus berei hom eintlik voor om 'n groter les vir hom te kan leer, om die boodskap wat hy vir hom wil gee, duidelik eenvoudig te maak. En hy sê, maar ek doen al klaar al die dinge. En dan antwoord Jesus hom, wel, dan is daar nog net een klein dingetjie wat jy moet doen. Hierdie hoef nie 'n big deal te wees nie. Hierdie hoef nie 'n groot klip te wees nie. Hierdie is 'n baie klein beginsel eintlik, as jy dit kan snap en 'n deel van jou lewe maak. En Jesus sê vir hom, gaan verkoop al jou besittings. Dit klink glad nie klein nie. Ek meen, kom ons wees eerlik met mekaar. Gaan verkoop al jou besittings, gee dan en word een van my volgelinge. Hierdie voel nogal huge. En die les in hierdie storie gaan nie oor dat Jesus nie wil hê jy moet iets hê nie, of wat Jesus vir jou sê, verkoop alles wat jy het nie. Hierdie les gaan daaroor dat jy jouself en jou hart in 'n kondisie moet plaas, en 'n spasie moet vind om altyd met 'n oop hart en met 'n oop lewe te kan lewe, met hande wat reg is om te gee, en in jou hande wat oop is, wat besig is om te gee, kan jy ook van God ontvang. 'n Toehand kan nie ontvang nie, maar kan ook nie gee nie. 'n Oop hand kan gee en kan ook ontvang van God af. En die les wat Jesus eintlik hierso so vir ons wil deurgee, en wat hy eintlik vir ons wil leer, is, sien daar's so 'n maklike spasie waar ons kan kom, in 'n plek waar goed in ons lewe God begin raak. Daai goed wat jy het, dink gou vir my aan die ding wat jy die minste sal wil verloor. Miskien is dit jou foon, of miskien is dit dalk 'n spesiale besitting of 'n geskenk, of dalk in jou lewe, miskien is daar iets wat vir jou baie, baie belangrik is, en daar's daai een ding wat jy net nie regtig ooit van sal wil afskeid van neem nie. En die fyn lyn wat mens moet loop, is dat daai goed nooit oorheersend raak binne in jou lewe nie. Geld kan nooit jou God raak nie. En Jesus het nie 'n issue dat ons iets het nie, maar hy wil graag ons lewe vrymaak. Hebreërs 13 vers 5, van die honger van geld. Daar's hierdie deel wat Jesus vroeër in sy bediening in Matteus 6 sê, hy sê die volgende, hy sê, moet daarom nie eers daaraan dink om God en die geldgod saam te probeer dien nie. Die konsep van die geldgod is mammon, is geld, maar is baie meer as dit. Dit is die liefde vir iets wat jy plaas bo jou liefde vir God. Wat jy moet doen is, jy moet seker maak dat jou lewe heel eerstens vir Jesus gegee word. Jy moet kies in wie se diens jy wil staan. In die diens van goed of in die diens van God. En deel van gee is om jouself die hele tyd in die diens van God te hou. Die tweede belangrike les wat Jesus vir ons leer is om te dien. Gee en dan dien. Nou hierdie diensbaarheid is iets wat Jesus self vir ons wys as 'n voorbeeld. En daar gaan altyd redes wees om nie te dien nie. Daar gaan altyd redes wees hoekom jy nie nou kan nie, of hoekom jy nie kan betrokke raak of inskakel of jou tyd gee. Daar gaan altyd redes wees. Maar ons lees binne Matteus, Jesus se woorde self, die volgende, hy sê Matteus 20, as een van julle in God se oë belangrik wil wees, moet hy kassasie doen by Kompas gemeente. Nee. As een van julle in God se oë belangrik wil wees, moet hy bereid wees om ander te dien. En Jesus sê nie net hierdie, Jesus wys dit vir ons in ons eie lewens. Hy sê, kyk na my. Kyk na my. Ek die seun van die mens. Ek het gekom om te dien. In jou lewe
wat hier so sit, is daar hierdie konstante trek tussen tradisie en godsdiens. Tradisie en godsdiens is self gefokus, dit gaan oor jou, dit gaan oor my. En dan aan die ander kant, dien en aanbid gaan oor God. En dit gaan oor ander. Waar julle hande vind, of jy gaan swat, of jy iewers gaan werk, soos Tommy gesê het, waar jy ook al huis gaan vind. Maak seker, jy sit jouself in 'n posisie om iewers diensbaar te wees in God se koninkryk. Daar's vrug daarop en daar's seën daarop wanneer jy so leef. Ek dink wanneer mens aan hierdie ding, dan dink mens aan hierdie, vir my, aan hierdie een enkele prentjie. En dit gaan oor hierdie tradisie en godsdiens versus dien en aanbid. En ek wil graag met julle die volgende deel. Jy sien, dit is onmoontlik om God te dien. Of dit is moontlik, ja, maar dit is moontlik om God te dien sonder om hom te aanbid. Jy kan 'n diensknegt wees, jy kan godsdienstig wees, maar godsdienstig is iets anders as diensbaar. Het is moontlik om God te dien sonder om hom te aanbid, maar dis nie moontlik om God te aanbid sonder om hom te dien nie. Katte, julle is uitgenooi in 'n verhouding met Jesus Christus en om God te aanbid. En deel van daai uitnodiging is 'n uitnodiging waar jy konstant jou lewe oorgee, jou lewe oorgee vir hom. En deel van daai oorgee is om by 'n plek uit te kom waar jy gee en waar jy dien. En dan is die derde uitnodiging, les wat Jesus ons leer, waar jy lief is. Hy daag ons uit, wees lief vir ander. Wees lief vir mense. In Johannes lees ons hier Johannes 13, dan sê Jesus die volgende: julle moet mekaar lief hê. Wie sê mekaar wat jy moet lief hê? Enige iemand met wie jou paai kruis. Enige persoon met wie oor jou pad kom, dis die mense wie jy moet lief hê. En wees lief vir mekaar is baie keer moeilik, want mekaar is dalk soms so 'n bietjie dom. En van jou mekaar in jou lewe verstaan dalk nie so lekker nie. En van jou mekaar is ook so klein bietjie stadig. En van jou mekaar is so klein bietjie irriterend. En as hulle net wil wakker word en net besef waar die lewe eintlik gaan, dan sal dit ook vir jou makliker wees om mekaar lief te hê. Ek weet nie wie daai mekaar is wat jou irriteer nie, maar God roep jou selfs om hulle lief te hê. Dit verwag ek van julle. Kyk hoe lief ek julle het. Het jy al stupid goed in jou lewe aangevang? Ja. As jy gewonder het, ja. Ouers, het jy al stupid goed in jou lewe aangaan? Definitief, 100%. Maar God het ons nog steeds lief. En hy sê, hoor jy mag gaan wees lief vir ander mense. Laat dit vir julle 'n voorbeeld wees van hoe lief julle mekaar moet hê. Laat Jesus se liefde vir ons 'n voorbeeld, vir jou 'n voorbeeld wees van hoe lief julle mekaar moet hê. Nou, sien, Jesus het nie gekom om dit vir ons moeilik te maak nie. Jesus het gekom om dit vir ons moontlik te maak. Moontlik te maak wat? Moontlik te maak om duidelik en eenvoudig te hoor wat God vir ons lewe wil hê. Om duidelik en eenvoudig te hoor vir dit wat God mee besig is in ons lewe, in jou lewe. Om duidelik en eenvoudig net jouself oor te kan gee aan hom. Hy het nie gekom om 'n swaar las van godsdienst op jou te sit nie. Hy het gekom om te sê, ek wil graag hierdie lewe saam met jou doen. Julle hoef dit nooit in julle lewe alleen doen nie, maar is jou keuse. Dis jou keuse of jy hierdie uitnodiging wat Jesus gee gaan aanvaar. Dis jou keuse of jy dit vir jouself gaan moeilik maak of jy saam met Jesus hierdie pad gaan stap en toelaat hy dit vir jou moontlik maak om 'n lewe te leef wat uitgegiet word vir hom. Nou interessante. Jy is geroep vir meer as net om katekisasie te gedoen het. Ek dink die grootste fout wat jy kan maak is om te dink dat hierdie die einde is van jou geestelike reis en hierdie is klaar. Vandag is nie die einde van jou geestelike groei nie. Vandag is die begin van lewe. Jesus sê, die wat sy lewe wil hou, sal dit verloor, maar die een wat sy lewe oorgee, sal dit wen. En dit is die begin van jou lewe, waar jy elke dag in jou lewe gaan oorgee aan Jesus, om te gee, om te dien,
en lief te wees. En hoe daai uitdrukking ook al vir jou lyk in verskillende seisoene, dit gaan anders te wees, en dit gaan ook miskien anders te lyk in verskillende tye van jou lewe, en julle ook wat hier so sit vandag, ouers. Julle self moet besef dat God kom, en God vra van jou, om presies dieselfde te doen, oor te gee aan Jesus, en vir hom te vra, waar moet ek gee? Waar moet ek dien? En waar moet ek lief wees in my eie lewe? Nou, ek wil graag vanaand net 'n gebed doen vir julle, en vir elkeen van julle. En dan gaan ons oorbeweeg in die volgende fase van hierdie aand. En vanaand is dit 'n verklaring wat julle maak publiek, om te sê dat julle Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Maar Jesus roep jou om sy volgeling te wees, en dis wat julle gekies het in die Kakkesasiejaar. En daai volgelingskap vra van jou om gehoorsaam te wees aan Jesus dag in, dag uit in jou lewe. En wat ek graag wil doen vanaand is net julle bless, net 'n seën oor julle uitspreek, en net vir julle bid, en ook vir julle, dat dit moontlik sal wees vir jou om uit te vind, om te luister en te hoor, wat is dit wat Jesus van jou vra. So kom ons sluit ons oë. Here, so baie dankie vir die voorreg wat ek het vanaand om hierdie te kan doen. En waar ek vanaand so vir elke Kakkesant kan bid. En Here, dankie dat hulle die keuse gemaak het in hulle lewe om 'n oorgawe te maak aan U. En dankie dat U waarheid, U boodskap duidelik en eenvoudig vir hulle maak. Dankie dat U besig is om hulle te lei na dit toe wat U hulle voorroep. En Here, maak dit duidelik bekend aan hulle, wat is dit wat U van hulle vra? Waar in hulle lewe moet hulle oorgee? Miskien is dit om op te hou met 'n gewoonte. Miskien is dit ook om net iets te gaan doen vir iemand anders. Wat ook al U vra, wat hulle moet doen om te gee, dat hulle gehoorsaam sal wees aan dit. Here, mag hulle in hulle lewe, hier vanaf vorentoe, die res van hulle lewe diensbaar wees, die houding van 'n diensknegt inneem, soos wat Jesus, wat U self ons gewys het, dat hulle sal aanhou om net te dien, dat hulle geleentheid sal soek om te dien, nie net sommer net te dien enigiets nie, maar U koninkryk, U roeping, U missie te dien in hulle lewe. En dan, Here, bid ek dat U ons elkeen sal help om te leer, te groei, om lief te wees. Selfs al is dit moeilik en selfs al is dit seer. Lief te wees vir mense soos wat U lief is vir mense. Dat ons so lief sal wees vir mense dat ons die evangelie en die waarheid van Christus met hulle sal deel. Dat ons lewe getuienis vir hulle sal wees. Here, mag U elkeen van hierdie Kakkesante beskerm. Ons bly bloed van Jesus Christus so oor hulle. Mag U saam met hulle loop in elke tree van hulle lewe hier vanaf vorentoe. Dankie dat hierdie die begin is van lewens wat goed uitgegiet gaan word vir U in Jesus naam. Amen. Nou, ek gaan nou vra dat Chantay en Katie, Franco en Stefan na vore kom en hulle die jaar het hulle hierdie amazing pad gestap as leiers saam met hierdie Kakkesante. En terwyl hulle so na vore kom, gaan ons 'n tyd vat en ons gaan persoonlik tyd spandeer om na die stories van elke Kakkesant te luister en te hoor wat is dit, wat hulle getuienis is, hulle storie is, van hoe hulle gegroei het en hoe hulle Christus beleef het in hierdie jaar. En soos ons hulle getuienis gaan luister, gaan die Kakkesant na vore kom, soos jou naam is, kan jy sommer vorentoe kom en net 'n geskenkie ontvang van ons kant af, en ek wil regtig vir julle vra, ek weet jou kind te sê, maar hier's klomp mooi stories wat gedeel word, en dis waardig om te vier, vir elke liewe een van hulle. So kom ons kyk saam na die skerms. Ek Chantay Goosen en as ek Kakkessie met opsom, sal ek sê, wat 'n belewenis. Tydens my Kakkessie tydperk het ek soveel gegroei. Nie net fisies nie, maar wel geestelik ook. Ek het soveel dinge beleef en ervaar wat ek nog nooit van tevore ervaar het nie. Hallo, ek is Arnie en as ek Kakkessie in een woord moet beskryf, sou ek sê lig. Want Kakkessie was vir my 'n lig, dit het my oë oopgemaak vir dinge wat ek nie altyd verstaan het nie, en dit wys my steeds my pad vorentoe in my geloof. Hallo, ek's Martin en ek het God beleef hierdie jaar in my sport, veral toe ek skaak speel en hokkie speel, waar ek gebid het vir hulp en hy het dit vir my gegee.
Hallo, my naam is Zira. As ek katkesasie in een woord kan beskryf, sal ek sê geloofsgroei. Ek het hierdie jaar baie meer in my verhouding gegroei met God en net nader aan hom beweeg. Hallo, my naam is Courtney, katkesant van 2025. Ek het Jesus op baie spesiale maniere beleef deur hierdie jaar. Een wat vir my uitstaan is my dood. Dis 'n oomblik wat ek vir altyd sal koester. 'n Hoogtepunt was vir my die kamp. Ek het Jesus ervaar deur natuur, gebed en aanbidding. As ek katkesasie in een woord moet opsom, sal dit geseën wees, omdat God my so ryklik geseën het deur hierdie jaar. Vandag bely ek my geloof met 'n dankbare hart. Hallo julle, my naam is Woesie en ek wil net sê waar ek die Here ontmoet het, was in stilte. Ek weet ek was nogal so ou wat besig is en probeer stilte vir my het en toe ons nou by die kamp was, dis waar ek soos met die Here kon kommunikeer en dit was 'n eye-opener vir my, so. Hi, my naam is Dina Ney en as ek katkesasie kon beskryf in een woord, sou ek sê inspirerend. Jy kan met Jesus enige tyd en plek praat want hy luister altyd. My naam is Leanne. Die plek waar ek Jesus hierdie jaar beleef het, was in die stil oomblikke en in gebed. Dit het my geleer hoe om my geloof met toewyding uit te leef en om Christelike waardes in my lewe toe te pas. Hi, my naam is Dylan. Een woord wat katkesasie vir my baie mooi opsom, sal ek sê, is geloofsvorming. Want katkesasie het nie net vir ons inligting oorgedra nie, maar ons as kinders se verhouding met God help versterk. Hallo, ek is Kylie Els en as ek katkesasie in een woord kon beskryf, sou ek sê stilte. Want ek het gedink stilte is 'n slegte ding, maar ek het agtergekom stilte is waar jy vrede kan vind. En stilte is waar jy God se stem kan hoor en sy woorde kan hoor. Hallo, my naam is Caitlin Smit en as ek katkesasie in een woord kan beskryf, sal dit insiggewend wees. So katkesasie het my die insig en die wysheid gegee om God meer te betrek in my besluitneming wat gemaak het dat ek moeilike situasies op 'n beter manier kan hanteer en dit het my gemoed en my uitkyk op die lewe ook baie verander en wat my gehelp het om soos almal om my ook te help met dieselfde situasies waarmee ek dalk sukkel. My naam is Niels van Grene. Die hoogtepunt van my katkesasie was om meer van die Here te leer, om meer van hom te leer en alles. En dan het ek baie vriende ontmoet hier so by katkesasie en die stilte tyd was ook baie bewonderend vir my gewees. Ek is Natalie Delaporte en as ek katkesasie in een woord kon beskryf, sou ek sê opoffering. Van soms of baie Sondae was ek so moeg en ek was nie regtig lus vir dit nie. Maar ek doen dit vir die Here en dit was die moeite werd. My naam is Mikaela en as ek katkesasie in een woord moes opsom, sou ek sê genade. Want ek het geleer God se liefde is nie net afhanklik van alles wat ek al gedoen het nie. En as hy my vir al my sondes kan vergewe, kan ek ander vergewe vir alles wat hulle al aan my gedoen het. En ek sal sê my hoogtepunt is dat ek nie net baie van myself en van die Here geleer het nie, maar baie van ander ook. Ek het geleer dat seer oral rondom ons is en almal hulle eie stories het. Hallo, my naam is John. Hierdie jaar het ek Jesus beleef in die stilte van gebed. My hoogtepunt van katkesasie was die boomring. Hallo, my naam is Sanmarie en my hoogtepunt van katkesasie hierdie jaar was definitief dag 2 van die katkesasiekamp waar ons geleer het dat die Here is die naaste aan ons in die tye baie ver voel van ons af en dat ons net die geraas van die wêreld rondom ons moet uitsny sodat ons kan hoor wat hy vir ons wil sê. Ek's Clarice en as ek katkesasie in een woord sou beskryf, sou ek dit as 'n wegbreek beskryf. Omdat dit my elke Sondag kans gegee het om net te vergeet van my week se worries en stres en weer die nuwe week met nuwe krag te kan aanpak. En my hoogtepunt was verseker die katkesasiekamp, want in daardie 3 dae het ek so baie geleer hoe om God raak te sien in dinge waar ek nie eers 2 keer sou gedink het nie. My naam is John en vir my wat uitgestaan het, was die kamp toe ons opgegaan het berg toe en net ons stres en goed wat ons pla vir die Here kon gee in die vorm van 'n klip het ons dit gedoen. So toe voel ek net rustiger en ligter want ek weet die Here is by my en ek hoef dit nie alleen te doen nie, hy sal dit vir my doen. Hallo, my naam is Kyla en as ek katkesasie in een woord kan beskryf, is dit definitief oorvloed. Want ek voel daar was 'n oorvloed van emosies en 'n oorvloed van ervarings en oomblikke en regtig dat ek net myself kon vind en ook so 'n pad saam met die Here kon stap en hartsvriende gemaak waarmee saam ek ook die pad kon stap. Hallo, my naam is Abigail en my verwagting aan die begin van die jaar vir katkesasie 2025 was om net nader aan God te groei as wat ek klaar was.
En ek kan met trots sê dat ek dit definitief gedoen het op maniere wat ek nie heeltemal verstaan het nie. My hoogtepunt vir die jaar was definitief die kamp gewees, waar ons mekaar leer ken het op 'n ander vlak en net getuienisse met mekaar gedeel het. Dan wil ek ook 'n dankie sê vir ons leiers van die jaar, Stefan, Chantay, Katie en Franco. Baie dankie vir al julle moeite en julle moet net weet dat julle 'n groot impak op ons geestelike lewens het en ons is baie lief vir julle. Hallo julle, my naam is Roan en die plek waar ek God beleef het in hierdie katekisasie was by die kamp. Die kamp was vir my een van die hoogste punte van katekisasie want dit was die plek waar ek meer oor God se teenwoordigheid kon hê en waar ek meer in sy teenwoordigheid was. En as ek katekisasie in een woord kon beskryf, sou dit geluk wees. My naam is Michaela en ek is katekisant van 2025. Ek het Jesus beleef die jaar deur die oomblikke waar ek stil geraak het en my verhouding met God het baie gegroei en ek het hom baie meer spasies ontmoet as wat ek gewoonlik het. Ek is Marielle en my hoogtepunt van katekisasie was hoe ek meer oor my geloof die jaar geleer het. En nie net dit nie, maar ook die klein grappies wat ons elke les gemaak het. As ek katekisasie in een woord moes opsom, sou dit wees groei, want ek het nie net meer oor God geleer nie, maar ook van myself. Hallo, my naam is Corney. Waar ek goed beleef het was buite skool in my donkerste tye van jaar. En as ek katekisasie kon opsom in een woord sou dit ontdekking wees, want jy ontdek jouself deur om met ander mense te kommunikeer en self God te leer. Hallo, my naam is Kaylin Fourie. My hoogtepunt die jaar was die katekisasie kamp en waar ek Here beleef het hierdie jaar was in die stilte tyd, juis op die katekisasie kamp. Ja, dit was vir my baie belangrik, stilte tyd. Dis amazing hoe mense die Here kan vind in stilte tyd en hoe hy daar is en hoe hy mense so kan help en hoe hy die ander vir jou kan wys in daai stilte tyd. En hoe jy hom net kan beleef in die natuur en die tekens wat hy vir jou sal gee as jy ingestel is op hom. En ja, in een woord, katekisasie in een woord kan beskryf, sal ek sê wonderlik, want die Here doen wonderlike dinge met mens as jy letterlik jou hart net vir hom gee. My naam is Daniel en ek het regtig deur hierdie hele jaar se kursus het ek baie meer van die Here geleer. Ek het ook hom baie op verskillende plekke beleef. As ek katekisasie in een woord moet opsom, sal ek sê dit was 'n belewenis geweest. Ek is baie dankbaar vir al ons jeugleiers wat ons gehelp het deur hierdie jaar en ek is baie nader aan die Here as wat ek in die begin van die jaar was. Hallo, my naam is Leonardus en ek voel die hoogtepunt van die katekisasie was net die saamwees waar ons kon vra en kon antwoorde kry en net saam leer oor die Here. En as ek alles in een woord kon opsom, sou ek sê geloof, want dit het my geloof versterk en my nader aan die Here gebring. Hallo, my naam is Angelique Bezuidenheid en een van die hoogtepunte wat ek geleer het met katekisasie is definitief my vriendinne wat my deur alles gedra het hierdie jaar. En dan katekisasie is soos 'n lekker Krispy Kreme donut, want jy kry net wat jy wil hê, daar's klomp geure, klomp blesse, alles wat jy leer is altyd vir die hart. En een ding wat ek ook geleer het is God het 'n lig gegee in elke liewe een van ons gesit en dit is jou keuse of jy hom wil aansteek of nie. My naam is Siobhan. Ek het die Here beleef hierdie jaar in stil oomblikke in die natuur. My hoogtepunt van katekisasie was definitief die kamp en as ek katekisasie moet opsom in een woord, sal ek sê inspirerend, omdat die lesse en oomblikke van katekisasie my geïnspireer het om in my verhouding met die Here te groei. Hallo, my naam is Christian. As ek katekisasie in een woord sal opsom, sal dit leersaam wees, want ek het baie van die Here in die Bybel geleer en nie net dit nie, maar ook myself. En die hoogtepunt van die jaar is dat ek ook saam met ander mense kan wees, want ek is baie keer net by die huis, want ek doen nou skool. My naam is Chandray. My hoogtepunt van katekisasie was toe ons die tweede aand van die katekisasie kamp gehoorship het. Ek het liewe Jesus baie mooi in my hart gevoel en dit was net 'n amazing gevoel geweest. My naam is Anay en die hoogste punt van katekisasie was vir my die feit dat ons almal hierso by mekaar kan kom en die Here net te dien en meer te weet van die Bybel en waar ons lê met die Here. Ek is Driekus Meyering. My hoogtepunt vir die jaar was die kamp wat ek saam met my vriende beleef het en om saam met die Here in 'n nader pad saam met hom te stap. Die punt vir my was om saam met die Here 'n beter pad te stap en nader aan hom te wees sodat ek 'n beter geestelike lewe saam met hom kan ervaar en dat ek nader aan die Here kan beweeg saam met my vriende. Hallo, my naam is Jaden. Ek het hierdie jaar, my hoogste punt van katekisasie hierdie jaar was om te groei.
Ons het vrae gevra wat ons nie gewen het nie. Ons het baie geleer van Jesus. Die vraag wat gevra was, ons kon dit antwoord, ons kan sê wat op ons hart is. Dit was 'n safe place waar ons alles kan oorgevra het. Dit was my hoogtepunt van katekisasie. My naam is Talita en ek sal katekisasie in een woord beskryf met belangrik. Want katekisasie was vir my baie belangrik. En dit het my uit moeilike situasies uitgehaal. Ek het Jesus beleef in 'n spasie van moeilike tye en tye waar ek nie so goed gevoel het nie. Dat Jesus het my, ek vind hom nog steeds in oralste waar ek gaan. Alles wat ek doen, ek beleef Jesus. Orals, maar meestal het ek hom beleef in die moeilikste tye. Ek is Jerry Fourie en as ek katekisasie in een woord kan opsom, voel ek dat een woord te min is. Ek sal katekisasie in 'n frase opsom en my frase is there's power in the silence. En die rede hoekom ek hierdie sê is want deur die jaar het ons baie geleer van hoe belangrik en hoe kragtig stilte is en hoe belangrik is dit vir Jesus dat ons moet stil raak en ons het baie gepraat oor Elia toe hy na die berge gegaan het en hoe God nie in die wind en die vuur en die aardbewing is nie, maar in die stilte. En dis net wat my baie uitstaan is dat God nie in hierdie wow moments is. God kom in ons wanneer ons stil raak. En dis ook maar ek voel katekisasie kan opgesom word in there's power in the silence. En ek het geleer dat stilte belangrik is. My naam is Carly. Waar ek Jesus beleef het in die jaar was by die kamp. Waar ek die meeste gevoel het in katekisasie is ek het God geestelik leer ken. Ek is Justin en hierdie katekisasie was vir my baie lekker. Ek het geleer om meer aktief te wees met mense en ook 'n beter pad mee te stap met God. Hierdie laaste les wat ek met katekisasie was baie diep vir ons almal. Ons moes meer oor ons gevoelens gepraat het en ook oor wat ons al beleef het. Katekisasie vir my was wat vir my geleer het is om te praat. Jy kan nie net stil wees en alles wil inhou nie. Jy moet praat met mense. Of dit nou familie is, vriende, wie ook al. Solank jy hulle kan vertrou, jy kan met hulle praat. Hallo, ek's Gabby en my hoogste punt van katekisasie was op die kamp toe ons almal op die koppie geklim het, so vroeg in die oggend, dat ek definitief nie aangewoond is nie, maar net daai gevoel van alles te los op die koppie soos wat ons afgeloop het, was net amazing geweest van hoe ek die Heilige Gees in my lewe gevoel het en ek is so dankbaar dat ek dit ten minste net een keer in my lewe gevoel het en ek hoop ek gaan nog soveel meer. Ek is Daniel. Ek het hierdie jaar het ek Jesus beleef met my sport, met rugby en cricket, want ek wil altyd met hom praat as daar iets is wat ek dinge soos afgevoel het of nie reg gevoel het vir iets nie. Hallo, my naam is Monique en as ek katekisasie in een woord moet opsom, sal dit verseker stilte wees, want ek voel dit is die waardevolste ding wat ek geleer het, wat belangrik is tussen my en God se verhouding en waar ons mekaar die meeste gaan ontmoet is in stilte. En dit is ook waar ek my hoogtepunt beleef het en waar ek God die meeste beleef het is gedurende die kamp. Want ons het daar net gefokus om stil te wees en God se stem te hoor. En daarom voel ek dit is die mees belangrikste ding tussen my en God se verhouding. My naam is Kriege en as ek katekisasie in een woord sal beskryf, sal dit wees besonders. Want ek het baie geleer hierdie jaar en dit was 'n amazing ervaring. En ek het baie geleer oor myself en die Here en my verhouding met die Here en baie vriende ontmoet en mense se stories gehoor. My naam is Melissa. Ek het Jesus beleef in die natuur hierdie jaar. Dit was vir my, ek het sy grootheid en sy vrede oral beleef. Ek voel dat ek nie meer alleen hoef te loop deur alles nie en dat hy elke pad saam met my loop. Ek sal katekisasie met groei opsom, want ek voel ek het geestelik saam met Jesus gegroei. Ek het meer van sy woord geleer en dit was vir my 'n ander belewenis gewees. Ek is trots dat ek katekisasie die jaar gedoen het. My naam is Gerard Kloete en my hoogtepunt van katekisasie was om te sien hoe die Here op verskillende maniere met verskillende mense werk om sy boodskap oor te dra. En natuurlik die nuwe mense wat ek geleer ken het. Hallo, my naam is Sofia de Sou en my hoogtepunt van katekisasie die jaar was definitief die kamp. Daar het ek geleer hoe belangrik dit is om stilte tyd te hê en om tyd saam met God te spandeer. Daar het ek ook besef hoe belangrik vriendskap is en hoe dit jou nader aan God kan bring. Ek is SP. My hoogtepunt in katekisasie
waar ons op die koppie uitgeklim het, wys hoe ons die pad saam met God gestap het en op die ou einde die mooi gesien het wat hy vir ons wys. Hallo, my naam is Nadia Kie. My hoogtepunt van Katkasossie was definitief die kamp geweest. Spesifiek die stap wat ons gevat het in die vroeë oggend. Dit was vir my so spesiaal geweest om op so 'n mooi plek en tyd net my vrese, gedagtes en my hele toekoms te kan gee aan die Here. As ek Katkasossie moet skryf in een woord, sal ek sê dit is vervullend. Net die mense wat ek ontmoet het, die woorde wat ek geleer het van die Here en die geleentheid wat ek gekry het om nader te raak aan die Here. My naam is Daniel en as ek Katkasossie in een woord moet beskryf, is dit geloof. Want sonder geloof is daar geen hoop nie. Hallo, my naam is Caitlin. Ek dink waar ek die Here die meeste beleef het, is in my gebede, in die Bybel en die mense wat saam met my Katkasossie gedoen het. Een woord wat Katkasossie vir my die beste beskryf, is groei. Hoe ek saam met my medeleerders wat saam my Katkasossie gedoen het, gegroei het en hoe meer ek nader aan God gegroei het en meer oor hom geleer het. Ek is Johan en as ek Katkasossie in een woord sal beskryf, sal ek sê leer. Ek het nie net vir God beter geleer ken nie, maar ook myself. En so my verhouding met die Here verbeter en meer as 'n Christen gegroei. Hallo, my naam is Laika en my hoogtepunt van Katkasossie was definitief om by die kinderkerk te serve. En ek het Jesus ervaar by baie verskillende plekke, maar ook by die aanddiens, by Katkasossie, by die kinderkerk. Ek het maar eintlik agtergekom om die Here se teenwoordigheid is nie net 'n gevoel of die kerk of enigiets nie. Dis 'n feit. Hy is altyd saam met jou en met jou. Maak nie saak waar jy is en ja. Ek is Kaylin en ek het die Here hierdie jaar beleef deur my stiltyd en gebede toe ek vir die eerste keer bereid was om te luister en my hart oop te maak. En dan as ek Katkasossie kon beskryf in een woord, sou definitief wees lig, want Katkasossie het my gehelp om baie duideliker God se lig in my lewe raak te sien. Ek is Kriegler. Hierdie jaar het ek Jesus beleef deur gebed en die Bybel. Ek het gevoel hoe hy my ondersteun en altyd betrokke is in my lewe. Hallo, ek is Melinke en hierdie jaar het ek Jesus beleef toe ons uitgevind het my ouma moes 'n operasie kry. Ek het elke dag gebid en geglo dat sy alright gaan wees. En toe dink ek aan die versie van Matteus 17 vers 20 staan daar: As jy geloof het so klein soos 'n mosterdsaadjie, kan jy vir die berg sê skuif van hier na daar en hy sal skuif. En ek wou net sê, sy is alright. My naam is Justin. As ek Katkasossie in een woord kon beskryf, sou dit genesing wees. Dit beklemtoon die herstel van emosionele ervarings. Waar elke saak wat se oorlog jy beleef nie, wat dit jou nie verder weg van die Here nie, maar eerder nader, maar net as jy dit toelaat. Hallo, my naam is Grant Live. Ek sal sê een hoogtepunt vir my is definitief die Katkasossie kamp, want dit is ook waar ek my eerste ontmoeting met Jesus gevind het. My naam is Tiffany. Ek sou sê waar ek die Here beleef het en ook die hoogtepunt van die kamp was toe ons almal op die koppie gaan klim het en soos toe ons almal net saam in die Here se woord net alles kon invat in die stilte en dat daar niemand is wat soos gepraat het nie, alles was net stil en jy kon jouself actually oordink en asemhaal. So dit was asof die Here vir jou gesê het, wees net rustig, ek het dit, moenie stres nie, al jou worries gee dit vir my en net ook die view van die top op die koppie kon net dit ons het gewys dat hoe groot God werklik is met al sy goed wat hy gemaak het en al die lewe wat hy in die aarde ingebring het. Kom ons gee 'n lekker handeklap. Nou dit is so ongelooflik special jaar in jaar uit om te kan hoor hoe 'n klomp jong mense vir so 8 of 9 maande op pad stap saam met mekaar, saam met 'n Katkasossie leier en natuurlik saam met die Here en dan soms so by hulle self te hoor eintlik wat dit vir hulle beteken het en wat hulle beleef het en elke jaar vir my raak dit amper al so 'n bietjie van 'n tranerige storie om te kan luister by die Katkasant. En nou kyk ons het hierdie gesegde natuurlik in Afrikaans as ons sê iets is uit die perd se bek, maar julle almal het nou gehoor uit die katte se bekke uit. Hulle het sommer nou in hulle eie woorde gedeel wat hulle beleef het en waar iets wat hulle uitgestaan het, waar die Here opgedaag het. Maar
op 'n einde van die dag, katkesante van 2025. So opgewonde as wat ons saam met julle is en so groot so wat hierdie voorreg is om saam met julle op hierdie verhoogte kan staan nou, beteken dit eintlik vanaand nie noodwendig baie as ons nie kan uitkom by die hart en die doel van hierdie geleentheid nie. En dit is die belydenis van geloof. So ek wil vir elkeen van julle katte vra dat julle asseblief so afbeweeg na hier voor. Julle is welkom om versigtig asseblief net by die trappe, maar om so hier voor te kom staan, lekker by mekaar, dat ons julle min of meer kan sien of dat dit min of meer sigbaar is, dat elkeen van julle kan opkyk en hopelik na my kyk. Ek wil julle graag sien. Ek sal graag wil hê dat elkeen van julle vir ons so kan sien. Julle kan lekker hier voor so by mekaar kom staan. Ons glo en vertrou daar sal genoeg spasie wees vir hierdie fantastiese kattekoor van amper 60. Hoe ongelooflik is dit nie? Julle dat ons die voorreg gehad het hierdie jaar om ongeveer 60 jong mense 'n pad met hulle te kan stap en eintlik net so 'n ongelooflike belegging in julle lewe te maak. En ek wil eintlik vra ook dat ons dalk net as ouers en vriende en familie almal net dalk weer hand by mekaar sit vir Stefan, Chantay, Katie en Franco vir die ongelooflike wyse wat hulle hierdie jaar hulle self beskikbaar gestel het. En ek het soveel ongelooflike getuienisse gehoor by van die katte oor die laaste tyd ook oor wat hierdie jaar net vir julle beteken het, en dit is als moontlik deur julle toewyding en julle beskikbaarheid. So dankie dat julle jouself opgeoffer het en so belê het in hierdie katte se lewe. En dis so die ongelooflike ding van Katkassasie. Hierdie is verhoudings wat gevorm is en die impak wat gemaak is iets wat nie net oor 7 of 8 of 9 maande plaasgevind het nie, maar dis lewenslange verhoudings. En die persone met wie jy 'n pad gestap het hierdie jaar, vir wie jy lief geraak het en wat inspraak in jou lewe gemaak het, dit is persone wat ook saam met jou vir die res van jou lewe wil 'n pad stap en beskikbaar wees, of dit nou is oor 10 jaar van nou. As jy nodig het om te praat oor iets, is dit die persoon met wie jy kan gesels, en dis een van die groot voorregte natuurlik van Katkassasie. Maar soos ek genoem het, beteken dit alles net mooi niks, Katkasanta, as ons nie vir julle hierdie geleentheid kan gee om julle geloof te bely nie. So ek gaan vir julle 'n paar baie eenvoudige en baie maklike dinge vra, en julle gaan baie eenvoudig moet antwoord ja of nee, of dit waar is vir julle dat julle glo, want as ons dink aan belydenis van geloof, almal van ons wat teenwoordig is vanaand, ons glo iets, ons glo sekere dinge, maar daar's 'n paar dinge wat ons oor moet saamstem, en dis waar ons vanaand spesifiek dan geloof bely. So heel eerstens, baie eenvoudig maar baie belangrik, Katkasanta, wil ek vir julle vra dat julle glo dat Jesus Christus vir julle sondes gesterf het aan die kruis, en dat hy na 3 dae, wat hy dood was, opgewek is uit die dood, opgestaan het uit die graf en opgevaar het hemel toe, baie belangrik. Maar meer as dit, wil ek ook vra of julle glo dat ons glo in 'n God wat drie-enig is, bestaande uit Vader, Seun en Heilige Gees, en dat elkeen van hulle 'n baie spesifieke en belangrike rol so in ons lewens vertolk, en net alleen deur sy genade en sy reddende krag oor die dood, jy 'n persoonlike verhouding met hom kan geniet. En dan baie belangrik en laastens ook eintlik, of jy ook die volgende glo, dat dit vir jou noodsaaklik is, krities in jou lewe, dat jy aanspreeklik gehou moet word deur 'n geloofsgemeenskap wat saam met jou op pad stap en jou oë gerig hou op die doel en die dryf eintlik vir jou lewe. En daai geloofsgemeenskap is die mense wat nou om jou staan, jou mede-Katkassante, jou ouers, almal teenwoordig vanaand, roep jy eintlik as getuies om jou aanspreeklik te hou op hierdie keuse wat jy vanaand maak. So Katkassante van 2025, ek wil vir julle vra, is dit waar dat julle dit glo, ja of nee? Dis fantasties. En baie goeie nuus. Kom ons gee vir elkeen van hierdie Katkassante 'n ongelooflike handeklap vir hierdie oomblik en hierdie publieke belydenis wat elkeen van hulle so pas maak. En wat ons nou graag wil doen, is ek wil elke liewe een van julle as ouers nooi, dat jy asseblief na vore sal kom, en dalk was jy nie voorberei op hierdie nie, maar dis vir ons 'n belangrike value, dat jy asseblief sal opstaan en na vore kom, saam met jou Katkassant. So katte, ek wil vra dat julle asseblief dalk so 'n bietjie uitversprei vir hierdie oomblik, julle kan so 'n bietjie weier dalk staan, en asseblief ouers, maak seker jy kom by die regte Katkassant uit, moenie nou, Marius het gepraat van jou tiener dalk inruil, hulle het nou 'n mooi oomblik gehad, asseblief, moenie nou hulle inruil vir Annie in hierdie oomblik nie. Julle is welkom om so na vore te kom en net by jou Katkassant te kom staan, en ons wil graag hierdie geleentheid gebruik waar elkeen van julle so bymekaar is om dan 'n gesamentlike seëngebed uit te spreek, nie net oor elke Katkassant nie, maar elke familie en elke gesin wat deel vorm van hierdie ongelooflike voorreg en geleentheid vanaand. En so terwyl die ouers na vore kom, iets wat nogal vir my uitgestaan het, opvallend was vanaand. Ek hoop julle het dit mooi gehoor en opgelet. Spesifiek die ouers wat nou so na vore kom, het jy geweet jou tiener is so lief vir stilte? Het jy geweet hulle is so mal daaroor? Kyk, dis duidelik. As hulle op 'n stadium dalk miskien te raserig raak of te veel te sê het, jy herinner aan vanaand, jy het op 'n stadium gesê stilte is vir jou goud werd. Jy glo in stilte, en dis nogal eintlik 'n mooi value wat ons gesien het vanaand, hoe dit eintlik net uitstaan, hierdie waarheid. As ons God se stem wil hoor, ons nodig om stil te raak en hy wil tot ons nader en met ons kommunikeer. As jy nog nie by jou Katkassant is, kan dalk miskien die katte net help 'n hand opsteek. Ek sien dit lyk vir my of ons min of meer almal so bymekaar is. En
En as ons almal dan bymekaar is, dan het ons hierdie groot voorreg om net so gesamentlike seëngebed uit te spreek oor hierdie katkesante en hierdie gesinne vir hierdie ongelooflike stap wat hulle vanaand so neem. En ek wil julle nooi as getuies wat nou teenwoordig is vanaand, as jy gemaklik is daarmee om asseblief net 'n hand van seën so uit te steek. En dan kan ons hierdie geleentheid gebruik waar ons so saam as 'n geloofsgemeenskap net Jesus se bloed oor hulle pleit, maar meer as dit seën spreek oor die reis wat hierdie katkesante so voort gaan stap in hulle reis. So kom ons bid so saam en seën hulle dan in Jesus naam. Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie ongelooflike voorreg. Dankie vir so ongelooflike aand, dankie vir so ongelooflike mooi oomblik. Dankie vir elke liewe katkesant wat vanaand hier voor kan kom staan en hulle storie kan vertel, kan getuig van wie U is en wat U beteken en die impak wat U hierdie jaar in hulle lewens gemaak het. En Here, meer as dit, dankie dat ons in hierdie oomblik die volgende waarheid kan besef. Elke liewe katkesant wat hier voor ons staan, is vir U kosbaar. U ken elkeen van hulle op U naam. U droom oor hulle. U het planne vir hulle. U is lief vir hulle. En U is opgewonde om so lewenslank saam met elkeen van hulle 'n pad vorentoe te stap. So Here, ons wil vanaand kom en hulle aan U opdra, ons wil hulle voor U voete neerlê. En ons bid en ons vra, Here, dat U met hulle sal wees met elke liewe tree van hulle pad. Mag hulle geloof groei, mag hulle geloof toeneem en mag ander mense na hulle lewens kyk en mag hulle U lewe en U liefde raak sien in alles wat hulle doen. Ek bid dat U hulle sal beskerm, dat U hulle sal bewaar, dat U hulle in elke seisoen van hulle lewe sal vooruitgaan en dat hulle as diensknegte, as nederige diensknegte van U koninkryk 'n lewe sal leef wat gee, dien en liefde gee, liefde wys vir hulle naaste gelowiges en so vir hulle self net soos vir U. Mag hierdie getuienis groei en mag die wêreld ryker wees, Here, vir die impak wat elke een van hierdie katkesante gaan maak in hulle reis vorentoe. En seën so hulle gesinne, hulle ouers, hulle families, hulle vriende en almal wat saam met hulle op hierdie reis is. Ons dankie vir dit in Jesus naam alleen. Amen en amen. Kom ons gee nogmaals 'n ongelooflike hande klap en julle kan gerus drukkies uitdeel en soentjies uitdeel en trane saam afvee en wow, hoe spesiaal en ongelooflik is dit nie dat ons so kan deel in so groot stap. En nou verstaan jy, as jy dalk miskien vanaand vir die heel eerste keer hier teenwoordig is of hier vanaand by ons kuier of dalk moontlik spesifiek genooi is vir hierdie diens en hierdie geleentheid. Hierdie is hoekom dit 'n diens is wat ons opgewonde is elke liewe jaar. Hierdie is hoekom dit 'n diens is wat ons vroeg in die jaar al 'n datum voor vasmaak en kan uitsien na hierdie aand wat ons weet wat dit beteken, nie net vir hierdie jong mense nie, maar so vir almal teenwoordig wat kan dien as getuies vir dit wat God kom doen het in hulle lewe en wat ons glo hy ook voorheen gaan doen of vorentoe gaan doen in hulle reis, dit wat ook nog op pad is. En dis so groot voorreg dat ons dit met elke liewe een van julle vanaand kan deel. Hier waar ons so kan opgewonde raak oor die storie wat God skryf met mense. En wanneer ons bymekaar kom om te dink aan die stories wat hy skryf met jong mense se lewens, baie meer as dit of baie meer kosbaar as dit selfs is om onsself dan te herinner, God gee nie net om vir hierdie katkesante nie, maar hy gee ook spesifiek om vir elke liewe een van ons. En hy het 'n droom oor jou lewe, hy het 'n plan vir jou lewe. En ons kan vanaand eintlik wanneer ons dink aan hierdie katkesante wat geloof bely, dalk miskien jouself konfronteer met 'n paar jaar gelede wat jy 'n soortgelyke keuse gemaak het om 'n publieke belydenis te maak vir jou geloof in Jesus Christus. En as jy vanaand hier sit en dit is nog nie iets wat jy gedoen het nie, of jy is onseker daaroor, hoe lyk dit, hoe werk dit, jy probeer dit dalk miskien nog uitfigure, wil ek jou regtig eintlik uitnooi. Asseblief moenie net in stilte sit, alhoewel stilte kosbaar is, maar gesels gerus met ons. Kom maak 'n draai met ons, kom reik uit na ons. Ons wil graag saam met jou op pad stap, dat ons kan ontdek presies wat is God se hart en sy plan en sy droom so ook oor jou lewe. Maar ons gaan vanaand voortgaan en daar's nog een ongelooflike ding of eintlik twee ongelooflike dinge wat binnekort gaan plaasvind. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ons ook net so spasie skep vanaand waar ons die Here kan loof en hom kan eer met ons finansiële bydraes en ons tiendes en ons offergawes. So ek wil vra dat die persone met wie gereël is, solank sal begin om die finansies op te neem en uit ons harte uit wil ons vir elke liewe een van julle wat vanaand 'n bydrae maak, dankie sê. Dankie vir jou teenwoordigheid, dit is die grootste bydrae wat jy vanaand kan maak, maar dankie ook as jy 'n finansiële bydrae maak, maar baie belangrik, as jy 'n besoeker is vanaand by ons of 'n gas, geen verpligting en daar's geen verwagting van ons kant af dat jy 'n bydrae moet maak nie. Miskien sit jy hier en jy voel wel die Here druk dit op jou hart, jy wil graag 'n bydrae maak. Jy's welkom om elektronies 'n bydrae te maak. Daar's 'n QR-kode op die skerm wat jy kan scan met jou selfoon om op daai wyse 'n bydrae te maak, of so ook op die stoel reg voor jou. Daar's 2 QR-kodes aan die regterkant. Is daar een wat jy kan scan as jy 'n finansiële bydrae wil maak en die een aan die linkerkant is een wat jy kan gebruik as jy meer inligting wil hê
oor ons gemeente of ons bedrywighede, byeenkomste, dinge wat op pad is en dinge waarmee ons besig is. Vir enige inligting oor dit of om te registreer of in te skakel by so iets, is jy welkom net die QR-kode aan die linkerkant van die stoel te scan en dan sal jy op die regte plek uitkom. En een van daai geleenthede wat ek sommer graag so onder julle aandag wil bring, en is 'n groot voorreg vir my om julle te kan uitnooi na hierdie geleentheid, is baie binnekort die 3de Oktober het ons 'n baie spesiale geleentheid hierso by die kerk, en dit is ons KK&K. Nou, dit klink weer eens dalk miskien baie vreemd vir jou as jy nog nooit van tevore daarvan gehoor het of al 'n belewenis rondom dit gehad het nie, maar dis 'n geleentheid wat ons skep hier in die maand van Oktober as 'n gemeente om op 'n Vrydag aand iets anders te doen. Ons vier eintlik net die voorreg wat ons het om as 'n kerk, as 'n liggaam, as 'n gemeenskap van gelowiges ook op 'n Vrydag aand saam tyd te spandeer, en dit lyk nie soos kerk nie, dit lyk so 'n bietjie soos iets anders. Ons doen eintlik as 'n span so 'n bietjie van 'n, ek wil nie sê 'n musiekblyspel nie, maar dis 'n vertoning wat verskeie elemente en kunste en kultuur en 'n heerlike kuier natuurlik ook so bymekaar maak, en dis natuurlik dan nou die KK&K, die kunste, die kultuur en die kuier. En dis 'n oop geleentheid, enigeen is welkom. Dis die perfekte geleentheid vir jou as jy dalk iemand wil nooi kerk toe, maar jy weet nie wanneer is 'n goeie tyd om hulle te nooi nie. Vrydag aand vir die KK&K is die perfekte geleentheid. Dis gratis, vry en verniet, maar ons vra net 'n blikkie nie bederfbare voedsel as 'n donasie vir Oophand, ons welsynbediening. En ek is opgewonde en ons sien uit daarna om elkeen van julle by daai geleentheid te ontvang baie binnekort, die KK&K. Maar dan het ek genoem dat ons vanaand gaan afsluit, en net voor ons dit afsluit met nog 'n groot en ongelooflike voorreg, want soos wat die katkesante hierdie jare pad gestap het en verskeie belewennisse gehad het en die Here ontdek het, is dit ook so dat hierdie jaar daar 2 van ons katkesante is wat al vroeg in die jaar net gevoel het hierdie is iets waarvoor hulle wil werk, en die Here het kom bevestig deur die loop van die katkesasie kursus. En ons 2 katkesante wat ook hierdie groot stap wil neem om nie net belydenis af te lê so hier so wat almal saam dit gedoen het, maar ook nog deur die doopwater vir Jesus te volg. En ons het die voorreg om te deel in daai doopgeleentheid vir daai 2 katkesante vanaand. So ons gaan saam luister na Kayla en Kaylin en hulle getuienis en hulle storie rondom dit. Dit gaan op die skerms wees, en direk daarna dan gaan ons kan waarneem en getuies wees vir hulle gedoopgeleentheid ook. So kom ons sit gerus terug en kom ons kyk en geniet dit saam. Ek wil vandag net bietjie meer vir julle vertel van my storie en hoe ek tot op die punt gekom het om te besluit om die groot doop te doen. So ek is baie bevoorreg om al van geboorte af in 'n ouerhuis groot te word wat net in die wil van die Here leef. My ouers het my van kleintyds af geleer dat elke dag net genade is en om op God te vertrou vir alles. Deur hulle voorbeeld het ek geleer dat geloof nie net 'n Sondag ding is nie, maar dat dit absoluut 'n deel van jou daaglikse lewe is. Dit het my gehelp om my verhouding met die Here te bou en om in die moeilike druktye op hom te vertrou. Iewers in my lewe het ek besef dat ek die Here self moet kies. Nie net omdat my ouers my dit geleer het nie, maar omdat ek hom persoonlik wil leer ken en net op hom wil vertrou. Ek het besluit dat ek 'n absolute doelgerigte lewe vir die Here wil leef. En dit het my so gedryf dat ek iewers op 'n punt in my lewe gekom het waar ek my oë oopgemaak het en net besef het dat ek die Here self moet kies. Toe ek deur 'n moeilike tyd van my lewe gegaan het, het ek daar net weer besef dat ek nie alles kan beheer wat om my aangaan nie. Ek het besef dat mense en aardse dinge my kan teleurstel, maar dat die Here altyd daar is vir my en my altyd sal beskerm en my nooit sal teleurstel nie. Ek het regtig in daardie oomblik die Here se liefde en teenwoordigheid ervaar. Dit het my laat besef dat ware vreugde by die Here lê. Groot doop is nie iets wat ek baie ligtelik oor besluit het nie, maar iets wat vir 'n baie lang tyd swaar op my hart gelê het. Dit het gemaak dat ek tot op die besluit gekom het dat ek my hele lewe aan Jesus wil oorgee. My begeerte is dat mense iets van sy lig en sy goedheid deur my sal ervaar en dat dit hulle ook sal aanmoedig om die pad saam met die Here te stap en om hom ook te kies. So vandag neem ek hierdie besluit om gegroot doop te word en ek sien so uit wat die toekoms vir my inhou en wat se impak hierdie groot besluit op my lewe gaan hê. Kayla, dit is my so groot voorreg om hier saam met jou te staan en dit is my so mooi om te hoor van jou video en die storie wat jy vertel van jy het in 'n ouerhuis groot geword het, jy voorreg gehad het om dit te kom beleef, maar dit was my iets so mooi wat jy gesê het van jy het gekies om Jesus self te leer ken, om self te ontmoet en kyk, ek dink jou lewe wys dit so mooi. Jy dra so 'n mooi verhouding met Jesus en ons ken jou so kort tydperk, maar daar's so diep volwassenheid geestelik in jou en 'n sensitiwiteit en jou hart is so groot vir mense.
En Kayla, dis regtig my gebed vandag. Neem jy hierdie besluit op grond van jou eie getuienis. Nie omdat iemand gesê het jy moet dit doen nie, maar omdat jy dit kies vanaand. Jy kies om jou lewe vir Jesus te gee, sodat mense sy lig in jou raak kan sien. So my gebed is, mag jy net aanhou, want jy doen dit alreeds so goed. Kayla, ons gaan jou doop op grond van jou eie getuienis, en is so 'n spesiale oomblik. Kom ons doop jou. Kayla, op grond van jou eie getuienis doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis hy. Baie geluk, Kayla. Ek wil vra as julle gemaklik is om net jou hand uit te steek dat ons 'n seëngebed vir Kayla sal doen. Kayla, vanaand kom ons en ons seën jou in die naam van Jesus Christus. Ons pleit die bloed van Jesus oor jou lewe en hierdie groot besluit en stap wat jy geneem het vanaand om te sê, Here, ek kies U. Ek lê my lewe af en ek gee dit vir U alleen. Kayla, mag die Heilige Gees soos 'n kompas in jou lewe wees wat jy volg. Mag jy sy stem so duidelik en so sensitief hoor. En mag jy daai lig gebruik om die wêreld te gaan verlig. Ons seën jou vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie geluk, Kayla. Baie geluk. Hallo julle, my naam is Kylin Ferrie. Ek is 17 jaar oud en ek is 'n meisie wat baie lag en glimlag. En vandag wil ek dit met 'n dankbare hart kom en net kom sê soos dankie Here, want dit is net hy en ek wil kom getuig oor net die Here wat sy werk in my lewe en wat hy alles vir my kan doen. En dat hy my tot op hierdie punt gebring het om die keuse te maak om hom te volg en net my hele hart en siel vir hom te gee. So van kleins af het ek van Jesus gehoor, maar dit is eers later wat ek besef het hoe persoonlik sy liefde vir my is. En ek het besef dat hy nie net vir die wêreld gesterf het nie, maar ook vir my sondes en dat hy my kan deurdra en dat hy letterlik net sy liefde so onverwaarlik is. Vir 'n meisie wat baie glimlag, het ek al 'n laagpunt en 'n paar struikelblokke in my lewe ervaar, in my jong lewe ervaar. Ek het gesukkel met angs en so nou op antidepressante gesit. En ek was op 'n paar kalmeerpille drink. Tot op 'n aand wat ek soos gevoel het soos ek het my laagtepunt bereik en ek het gedink die uitweg van my probleme sal wees om 'n paar kalmeerpille te drink en my lewe te neem. Maar hier staan ek vandag met 'n hart wat reg klop vir Here. En hy het my regtig net daar soos kom dra. En hy het my gewys, hy staan in 'n donkerste tye. En hy het my soos kom hol net waar hy my moes kry. So hier so staan ek. En ek kan nie wag om net soos dieper in my geloof te gaan met die Here en net vir hom te wys hier soos my hart. En ek gee my alles net aan U oor. My doel vandag is my besluit om nie meer vir myself te leef nie, maar vir die Here. Om my ou lewe neer te lê en net 'n nuwe begin saam met hom te maak. En soos die mense moet deur my sien dat die Here leef en dat sy lig weer kaats deur my. Ek wil hê ander mense moet beleef vir al die wonderlike dinge wat die Here vir 'n mens kan doen en dat hy 'n doel het vir elkeen van ons op ons eie unieke maniere. En dat die Here altyd net daar is vir jou en dat hy jou uit daai donkerste tyd sal kom optel en dat hy jou eie op sy hande sal dra. Ek bid dat ek altyd naby hom sal bly en dat ek altyd so sy roeping vir my sal volg en maak nie saak wat op my pad val en dat ek net terug sal draai na hom toe en net sy woord sal verkondig waar ook al ek gaan en dat ek net as 'n dogter van die Here hier sal wegstap en met vreugde in my hart net aanhou aan hom sal streef en net hom sal dankie sê vir wat hy alles vir my doen en elke dag dankbaar wees vir iets en gaan soek vir iets om dankbaar te wees. So ek wil graag met hierdie versie afsluit. Mamelte soos vanmiddag 2 Korintiërs 5 vers 17 sê: Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Hoe spesiaal is hierdie oomblik om jou storie te hoor.
net te hoor hoe jy so rou en eerlik net kom getuig van jou verlede en dit daar waar jy was. Ek dink ek het jou leer ken met as 'n meisie wat altyd 'n glimlag op het. Altyd soveel vol vreugde, maar baie keer mis ons daai oomblikke waar ons ook deur moeilike tye gaan. En prys die Here dat jy hom daar ontmoet het. Dat jy sy hand daar gesien het en dat jy gekies het om sy hand te gryp. Kellen, ek dink as ek aan jou lewe dink, sien ek hoe jy blomme saai. Ek wil amper sê blomme van vreugde waar ook al jy gaan. En dis my gebed vanaand vir jou is mag jy oral waar jy gaan, hierdie vreugde wat Jesus in jou hart gesit het so aanhou deel. Want dis die mooiste ding om dit te kan sien en dit maak jou